Goeiedag, baie welkom by ons oordenkings hierdie week. Dankie dat jy ingeskakel het weer eens. Ons is in Lent, ons voorbereidingstyd vir die Paasfees gebeure in hierdie week spesifiek in die Heilige Week. Baie spesiale gebeure wat hierdie week afgespeel het en ons is besig om ons harte voor te berei rondom die tyd wat volg in hierdie tyd van Lent, van Paasfees, Jesus wat sy lewe vir ons gegee het. Ons lees vandag 'n gedeelte saam in Markus 14 vers 1 tot 9. 2 dae later sou dit Paasfees en die fees van die ongesuurde brood wees. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes was op soek na 'n plan om Jesus op 'n slinkse manier gevange te neem en dood te maak. Hulle het gesê, nie op die fees nie, sodat daar nie miskien oproer onder die volk kom nie. Jesus was in Betanië in die huis van Simon die Melaatse. Terwyl hy aan tafel was, het daar 'n vrou gekom met 'n albaste fles egte baie duur nardesolie. Sy het die fles oopgebreek en die inhoud daarvan op sy kop uitgegiet. Party van die mense het onder mekaar hulle verontwaardiging uitgespreek. Waarvoor is hierdie vermorsing van reukolie? Hierdie reukolie kon vir meer as 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir armes gegee gewees het. En hulle het teen haar uitgevaar. Laat staan haar, het Jesus gesê. Waarom maak julle dit vir haar moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Julle het tog altyd armes by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen, maar vir my het julle nie altyd by julle nie. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam gesalf as voorbereiding vir my begrafnis. Dit verseker ek julle. Oral waar die evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het tot 'n herinnering aan haar. Dis so 'n wonderlike gedeelte. Hierdie vrou is 'n naamlose vrou. Ons lees nêrens haar naam nie. Maar ons sien 'n vrou wat kom en sy bewys soveel liefde aan Jesus, 'n oorvloedige mate van liefde. Sy kom gee iets baie kosbaars. Sy gee dit oor sy hoof uit, hierdie duur nardesolie. Ons lees, hierdie olie was meer werd as 300 silwer muntstukke. En ek wil jou vra om hierdie gedeelte weer te gaan lees in Markus 14, vers 1 tot 9 vandag. En die gedeelte stadig deur te lees en jouself die vraag af te vra, wat tref jou? Wat sien jy? Wat beleef jy? En jouself hierdie vraag af te vra, hoe royaal is ons liefde? Het ons al oorvloedige liefde aan die Here bewys? En hoe kan ons vandag ons oorvloedige liefde aan die Here bewys? Ons wil ons oorvloedige liefde aan die Here bewys, want hy het oorvloedige liefde aan ons bewys. Dis waaroor Paasfees gaan. Dit gaan oor ons wat vir die Here kom dankie sê vir sy oorvloedige liefde. Jesus Christus wat sy lewe neergelê het en 'n prys betaal het wat nie een mens kon betaal nie. So hoe lyk jou oorvloedige liefde? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u oorvloedige liefde wat u aan ons bewys het deur u seun Jesus Christus. En Here, vandag wil ons oorvloedige liefde ook aan u bewys. Ons wil vir u kom sê, Here, ons is so lief vir u. En ons wil bid, Here, wys ons vandag, hoe kan ons prakties en op 'n tasbare manier oorvloedige liefde ook aan u bewys? Dalk deur iets te doen aan ons naaste, dalk iets te doen aan 'n kerk, u koninkryk uit te bou. Here, kom wys ons vandag, hoe kan ons ook oorvloedige liefde aan u bewys? Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Geniet die res van jou dag verder. Sien weer môre. Totsiens.